maak ons oë toe en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om U te loof en prys. Met ons stemme, met die gitaar, met die klavier, met die keyboard. Here, met die elektrisiteit wat ons vanaand het. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons wagtend kan wees op die boodskap wat U vir ons wil gee. Dankie dat U die dominee gebruik as spreekbuis, Here, maar ons weet dat dit wat hy gaan sê, U boodskap is. Wil U ons harte en ons verstand oopmaak, dat ons kan hoor en sal luister. En dankie, Heer, dat U altyd by ons is en dat U vir ons so ontsettend baie lief is. Ons is ook lief vir U. Amen. Goeienaand, dames en here, broer en suster. Ek wil vir almal sê baie welkom hier by Goudkop Gemeente. Dit is my voorreg om julle almal welkom te heet. Dit is vir ons lekker om as Goudkop Gemeente die gasheer te wees vir hierdie geleentheid. En baie dankie vir ieder en elk van u wat vanaand hier so is. Ons het 'n ongelukkig loadshedding, maar gelukkig het ons André de Ruiter se suster ingevoer van oorsee. So Jenna Ruiter is op haar pos, so ons kan gelukkig met krag vanaand hierdie geleentheid kan ons verder vat. Ek het net 'n paar praktiese dinge wat ek baie graag met u wil deel. Eerstens wil ek vir u sê, as jy dalk vanaand hier sit en jy besef, iewers het jy dalk 'n behoefte aan 'n badkamer. Vir die mans wil ek vir u sê, as jy by hierdie gang uitgaan, gaan jy die badkamer daar agter kry, vir die dames aan daardie kant, as jy daar uitgaan, gaan jy daarso die badkamer kry. Dan vanaand, tot en met woensdag aand, elke aand om 6 uur, is Dominee Jaco of Dr. Jaco Skooman, is hy in die woord met ons Pinkster. Maar hy gaan die aandtemas, gaan hy môreoggend en ook dinsdagoggend en ook woensdagoggend en donderdagoggend, gaan hy om 10 uur, gaan hy herhaal. So as jy nou van mense weet wat bitter graag hier wil wees, maar as gevolg van omstandighede, is hulle nie in staat om die aande te beweeg nie, maar kan wel die loop van die dag beweeg, kan jy vir hulle regtig uitnooi na die 10 uur die oggend geleenthede. Dan broer en suster, as jy nou hier agter my kyk, gaan jy sien, hierdie tafel lê nou al klomp komberse op. En ons wil baie graag vir u uitnooi, as 'n ring wil ons graag deelneem aan 'n kombers uitreik. Hierdie komberse gaan ten behoewe van mosterdsaad bediening. So as jy nou deur die loop van die week by u eie huis agterkom en jy het meer komberse as wat jy liggame het om warm te hou, asseblief bring 'n kombers saam. Ons wil hierdie komberse graag gee aan die behoevende mense in ons omgewing. Dan na die verrigtinge elke aand het ons heerlike sop wat vir u wag in die saal. Die sop is heeltemal gratis, maar as jy nou wil weet waar is die saal, dan is die saal aan my regterkant. So as jy uitstap, dan stap jy om die kerkgebou, dan gaan die saal aan daardie kant van ons kerkgebou kry. So elke aand na ons Pinksterreeks, Pinksterdienste, is daar lekker sop en brood. So kom kuier nog bietjie saam, dit sal heerlik wees om almal daarso te sien. Ons weet ook Pinkster is tyd wat mense ook graag kollektes wil gee of offergawes wil gee. As jy uitstap vanaand gaan jy sien by die deure is daar 2 tafels met sulke wit bakke op. Jy is baie welkom om in die bakke 'n kollekte te gooi as jy sou wou. En dan 'n laaste ding van my kant af voordat ek vir Lombard in die woon gaan stel, ons uitsendings. Jy sal sien daar's 'n kamera op die kant op die galery. Ons neem elke aand ons die dienste op. Maar ons gaan dit teen donderdag gaan ons dit na die verskeie gemeentes toe stuur vir verdere gebruik. Hoekom is dit eers donderdag wil opstel as gevolg van die loadshedding en die rondvallery rondom die internetspoed. Wil ons net graag 'n kwaliteit ding vir u uitgee wat u kan kyk by die huise of kan uitstuur vir vriende. So daarom wil ons u vra om net geduldig te wag tot eerskomende donderdag, dan sal ons dit uitstuur, dan kan jy al 4 geleenthede kan jy dan kyk via die internet. Jy is ook welkom as jy sou wil gaan kyk. Ons het 'n YouTube kanaal. Jy gaan soek net vir NG Goudkop, maar gaan jy ons YouTube kanaal kry en dan kan jy gerus daarop kyk. So as jy nie wil wag vir donderdag vir die link nie, kan jy maar so lank van vanaand af kan jy gaan rondspeel op die internet NG Goudkop, dan gaan jy vir ons daarso kry. Dan is dit my voorreg vanaand om ons ringsvoorsitter, Dominee Lombard van die kerk van Doringkruin die woord te stel. Hy gaan sommer vir ons die verwelkoming doen. Baie dankie Lombard. Dankie Konrad. Ag, dit is baie lekker vir my om van my kant af ook namens ons ringskommissie
vir al ons gemeentes van die Ring van Kos, welkom te heet hier. Dis ons eerste gesamentlike geleentheid, waar ons saam kan hande vat in 'n Pinksterreeks, en ek bid regtig dat hierdie Pinksterreeks vir ons almal persoonlik geestelik verrykend gaan wees. Ek wil baie welkom sê aan elke gemeente vanaand hier, en dan ook vertrou dat ons ook in die oggende by die 10 uur geleenthede hande gaan vat in die geleentheid wat Dr. Jaco dan ook daar gaan lei. Ek wil graag ook van hierdie geleentheid gebruik maak om solank by voorbaat vir Goudkop gemeente baie dankie te sê vir julle gasvryheid, waarmee julle ons hier verwelkom vir hierdie hele week, en vir al die reëlings, Koenraad, om alles vir ons regtig spesiaal in te kleer elke aand. Daai sop en broodjies klink sommer baie lekker. Ek sal klaar lus vir 'n soppie. Ons Pinksterreeks is so 'n week later, het julle sekerlik agtergekom, en dit is omdat ons as Ringskommissie baie graag vir Dr. Jaco Skooman hier by ons wou hê vir die Pinkster. Daaroor begin dit hierdie week. Ek verwelkom dan graag vir Dr. Jaco saam met sy vrou Beate. Spreek ek dit reg uit? Beatie, daar sy, wat 'n pragtige naam, baie mooi. Beatie, ek is so bly dat jy saam met daai man hier is vir hierdie week. Ons manne is maar afhanklik van daai morale ondersteuning. Jaco, ek is seker dat dit vir jou baie beteken. Dr. Jaco is van Constantia Kruin gemeente in Rodepoort. Hy is aan die hoof van die predikante bediening in ons Goudland Synode, en hy het 'n hart, 'n passie vir ons predikante in die Goudland Synode. Dis hoe ons vir Jaco al leer ken het. Hy doen regtig baie spesiale moeite met ons predikante. Hy doen dit met passie. Ek gaan vir jou geleentheid gee, Jaco, om jouself verder aan ons bekend te stel. Ons het baie gebid oor hierdie Pinksterreeks. Ons weet die Heilige Gees het vir jou voorberei vir hierdie reeks, en ons sien uit na wat die Here deur jou onder leiding van die Gees in elke geleentheid by ons kom aflewer. Baie sterkte vir jou, hoor. Dankie, Laurens. Voel tuis. Ek waardeer dit so baie. En ek is baie beïndruk. Blykbaar het die woord nie uitgekom dat ek hier is vanaand nie. Hier sit julle die kerk vol. Well done, dis mooi. Dis 'n voorreg om julle te kan sien en saam met julle hier te kan wees. Ek voel so tuis, want toe ek hier inry, toe sien ek my vy. Hier's ook gate in die paaie en hier's ook load shedding. Dit voel amper soos daar by ons. Maar veel meer as dit. Dis net hierdie fantastiese ding van die NG Kerk. Jy kan gaan waar jy wil in die land, en as jy op 'n Sondag soos hierdie nou hier instap, hier's fantastiese mense, hier's besonder so mooi musiek, hier's toegewyde mense wat voorberei is, gereed is, hier's great sop en broodjies na die tyd. Dis net daai, jy's tuis. Dis die familie van Christus hierdie, en dis vir my so lekker. Mag ek vra, hoekom is jy nou vanaand hier? As jy nou 'n bietjie terugkrap in jou eie gedagtes, wat was jou motivering om vanaand hier te wees? Kyk, laat ek so vra, is hier nou kinders wat nou eksamen skryf binnekort, môre of oormôre of so? Ek het net geloer. Okay, so ek kan nou verstaan, hulle het ander verantwoordelik. Daar's een nou, well done, hier's jy. So ja, dalk sidestep jy 'n bietjie studies vanaand, which is a good thing. So mooi so. Maar die res van ons, party van julle, dis Pinkster. Dis wat ons doen met Pinkster, en ons is hier. Ongeag wie praat, ongeag waaroor hulle praat, ons is hier, né? Ander van ons dalk is soos, jy die temas gesien, en dit het jou dalk geprikkel, en jy dalk gesê, okay, kom ons gee dit 'n kans, ons sal kyk vanaand, hoe gaan dit, as ons besluit of ons môre aand hier gaan wees, ek verstaan. Maar eers het ek glo, die Heilige Gees vir jou 'n liggetjie laat gaan. As jy net soos, ek moet daar wees. Ek voel gelei, ek voel getrek, en ek kan dit dalk nog nie eers in woorde sit nie. Maar ek wil dit glo, dat die Here die afspraak bewerkstellig het. Kom ek sê vir jou, hoekom is ek vanaand hier? Ergens September laas jaar, toe besluit my gemeenteraad, 'n dominee mag net soveel verlof op sy naam hê, en net soveel lang verlof, en dominee, jy het te veel, en dit gaan einde Februarie verval as jy dit nie vat nie.
skrik ek my boeglam. Nou moet ek ergens 'n maand se verlof inpas in daai tyd. En ek besluit, daar's hy, Januarie is lang verlofmaand, dis nou net hoe dit gaan wees. So die 2de Januarie spring ek op my motorfiets en ek ry af Kaap toe, Hermanus se kant toe. En ek gaan vir 'n 7 dae stil retreat by 'n retreat center net buite Hermanus. Daar in die hemel en aarde vallei. Julle, dit is so naby aan die hemel, net so naby. En vir 7 dae, sonder om 'n woord met ander mense te praat, het ek tyd met die Here gehad. En ek het gefokus op vriendskap met God. Dit was my klem, dit was my fokus. En daai dae kon ek met die Here gaan bergklim, ek kon saam met die Here gaan stap, ek kon saam met hom langs damme sit en dit geniet en sommer net die natuur met hom bewonder. En toe die 7 dae retreat verby is, het my vrou Kaap toe gevlieg, lughawe daar, en ek het daar gekry, en ons twee het met die motorfiets die tuinroete gery, baie lekker, heerlik. Maar toe, ek het toen ons nog nie geweet, ek gaan in Klerksdorp wees hier by julle nie. Maar toe Dominee Marieke skakel en sy sê, ons wil hoor, sal jy nie kom nie. Toe is dit vir my onmiddellik asof die Heilige Gees een en een by mekaar bring. Weet jy hoekom was jy vir daai 7 dae? Weet jy hoekom moes jy jou gees saam met my voorberei? Weet jy hoekom was jou tema vriendskap met God? Want dis wat ek wil hê, jy moet kom deel met die ring van Klerksdorp hier. So, ek weet hoekom is ek hier, en ek is baie opgewonde daaroor. En my gebed is, dat die Here dieselfde in jou sal losmaak. So kom ons vra vir hom om dit te doen. Koning Jesus, dis vir ons die grootste voorreg, om in u geselskap te wees. Te weet, u het ons versamel, u het ons genooi, u het daai liggie laat aangaan in ons agterkop, om vanaand hier te wees. En ja, dis heerlik om die lof te besing, dis heerlik om met ander gelowige skouers te skuur, en dis baie lekker om sop te geniet na die tyd. Maar die fokus hier is u. U wat gesê het, ek gaan julle nie los nie, ek gaan my gees vir julle gee. Ek wil julle met krag toerus. Ek wil julle lewens so energieer, dat daar iets besonders in jou binneste sal ontbrand, wat nie sal ophou brand nie. Ons is honger vir dit, Here. Dis hoekom ons hier is. En ons vra, dat u Gees vrylik met ons sal werk, dat u my ore sal oopmaak, maar nie net myne, nie elkeen van ons ander, om te hoor wat u sê, en wat u graag met ons wil kommunikeer. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ek gaan hierdie ene net op 'n ander plek neersit vir 'n oomblik. En dan het ek 'n McGaftertjie waarmee ek kan dit doen. Dis nou 'n Google Maps kaart van Klerksdorp en omgewing. Dis 'n groot omgewing. Hier's baie mense. Klerksdorp is 'n stad, né? Dis nie 'n dorp nie. Die naam kon hulle net nie verander kry nie. Maar as die Here Jesus in die strate van Klerksdorp sou rondloop in 2023, né? Wat sou hy raak sien? Wat is die goeters wat hy tipies sou raak sien as jy dink, hier stap Jesus in die strate? Hy sal waarskynlik ander goed raak sien as ons. Ons sien winkels, ons sien gate, ons sien verkeersligte wat nie werk nie, ons sien sulke goed. Jesus, tipies aan die Bybel, sien mense. Mense wat ons waarskynlik nie sou raak sien nie, maar hy sou hulle raak sien. Want dis net sy aard. Hy sou mense raak sien wat met trane sit. Hy sou mense raak sien wat met leemtes in hulle lewens sit. Hy sou mense raak sien met daai hol, leë, dooie uitdrukking agter die oë. Dis die goed wat hy sou raak sien.
En ek wil my verstout om te sê, as Jesus deur die strate van Claresop sou rondloop, sou hy dalk gewoon net sê, vir die wat daar is, kom na my toe, almal wat eensaam is. Want ek wil vir jou diep vriendskap gee. Ons ken nie die taal nie, nee. Ons verwag iets in die lyn van, want ek sal jou verlos van al jou ongeregtighede, of ek sal vir jou jou lewe uitsorteer, of ek wil jou betrek by my werk en my diens. Sou Jesus regtig so eenvoudig soos dit net belangstel in vriendskap? Met jou saam wees en kuier? Tyd verwyl saam met jou? Hou dit 'n bietjie vas. Ek dink ons almal ken die gevoel van eensaamheid. Dis nie vir ons vreemd nie, né? Daai pynlike realiteit, hy kom vir almal een of ander tyd. Of jy nou jonk is of jy oud is, of jy getroud is of jy enkellopend is, almal van ons, glo ek, het 'n storie van eensaamheid. Dalk meer in die verlede, party is dalk meer in die hede. Moeder Teresa het nogal gesê, eensaamheid is die melaatsheid van ons tyd. Dis die ding waaraan mense stil op een kant doodgaan. Want iets in jou binneste gaan dood. Want is iets waaroor ons nie praat nie. Ek smile. Onthou julle, eens op 'n tyd, het soos die Landbou Weekblad, het actually agter 'n afdeling gehad, hoekie vir eensaames. Mense het gesê, ek is een van daai, ek is eensaam, sit my naam daar, sodat ek kan ophou eensaam wees, dat ander my kan raak sien waar ek is. Deesdae, come on, niemand sal dit waag om dit publiek te maak. Ek is eintlik diep binne my, eensaam. Nee, want, hoe sê jy dit? Hoe sê jy, ek het nie vriende nie. Hoe sê jy, ek weet nie wat met my tyd aan te vang nie. Ek sit by die huis rond en ek wens vir geselskap. So, eensaamheid maak dat mense weird goed doen. Party sal in slegte geselskap uithang, solank ek daarom net in geselskap is. Party sal dalk alkohol misbruik of in aftakelende verhoudings ingaan, want dit is beter om 'n slegte verhouding te wees as om in geen verhouding te wees nie. Geen wonder nie dat die seerste of die hardste straf wat hulle in 'n tronk vir iemand kan uitdink, is eensame aanhouding. Om hom te isoleer van al die ander mense. Al is hy die ander mense vir hom vrot en nie goed nie, is nog steeds slegter om 'n eensame aanhouding te wees. Daar's 'n webwerf waar mense hulle diepste geheimenisse kan bekend maak en kommunikeer, anoniem, maar in die vorm van 'n poskaart. Die webwerf se naam is Post Secret. En dis aangrypend om soms deur dit te blaai en te sien wat is die dinge waarmee mense stoei. Maar een van die wat vir my so uitgestaan het, is die ene. Dis 'n poskaart en toe skryf die ou sy diep geheim. I trashed the house when my parents were away, so that they would think that I have friends. Is dit nie sad nie, nee? Om so leeg te wees, so verleë te wees, maar jy kan dit nie wys nie, dat jy dit sal doen. So hierdie pynlike universele werklikheid van eensaamheid is die plek, glo ek, waar God ons kom ontmoet en sê, dit kan 'n deur wees na onbeskryflike mooi moontlikhede. Dit is soos 'n munt met twee kante. Hierdie kant is daai afgryslike leegheid, maar dit kan lei na die ander kant, wat tot wonderlike vervulling kan lei. Maar voordat ons nou daar kom, net eers die kant, 'n paar gesigte van eensaamheid.
Ek dink eerste plek moet ons verstaan dat eensaamheid is nie alleen wees nie. Die twee goeters het nie met mekaar te maak nie. Alleen wees is ek kies om my bietjie van mense af weg te hou. Ek kies om my batterye te herlaai op my eie. Ek wil langs die viswaters gaan sit en diep gedagtes dink. Nie eensaam nie, maar alleen. Dis vir baie mense so. Eensaamheid aan die ander kant is as jy afgesny voel van ander. Jy sou verskriklik graag saam met ander wou wees, maar jy word geïgnoreer. Jy word oorgesien, jy word eenkant toe geskuif. Jy voel dalk onbelangrik. Mense kommunikeer met daai, maar almal sy stap my. Niemand wil met my kom praat nie. Niemand wil na my toe uitreik nie. Ons is in 'n bondel soos hierdie, en dan gaan staan ons na die tyd by sop en broodjies, en dan staan ek so. Niemand kom praat nie. Niemand stel belang nie. Ek voel amper asof ek melaats is. Ek dink 'n ander rede vir eensaamheid is baie keer oppervlakkige verhoudings. As jy nou in die groepie ma's is by die skool wat gereeld by mekaar kom om saam vir die kinders te ondersteun en te bid en kos te maak en wat. Daai groepie sal maklik gesels oor vakansies en oor die kinders en oor die aktiwiteite. Maar in so 'n groepie of by die kollegas by die werk, gaan jy mos nou nie praat oor huweliksprobleme of dokter se diagnoses of finansiële stres. Daai goed lê hier binne en hulle gis en hulle bou stoom op en jy weet nie noodwendig hoe om dit uit te kry nie. Sosiale media het gemaak dat mense baie oppervlakkig, hoe gaan dit, double thumbs up, dankie, smiley face, maar hoe kommunikeer jy? Ek is nie okay nie. Weet van een wat letterlik sy Facebook status gemaak het, I am struggling at the moment. En al het hy hoeveel 100 Facebook friends, het nie een gevra, wat is hier aan die gang? Is jy alright? Kan ek met jou gesels? Hoe kan ek jou ondersteun? Dit vat effort. En min mense wil dit doen. So ons lewe, ons het gewoond geraak aan oppervlakkige verhoudings. Hoe gaan dit? Maar net nie meer vra nie. Ek dink 'n ander rede vir eensaamheid is nogal depressie. Ons moet al hoe meer met al hoe meer omstandighede deel. En die eise wat aan ons gestel word, raak dag vir dag net eintlik meer. So tyd terug besoek ek 'n kollega predikant in Vanderbijl. En toe ek nou sien die toestand van hulle paaie, die toestand van die asblikke is net nie opgetel nie, gemors lê die plek vol. Hoe hulle stad versorg word. Toe dink ek by myself, ek dink almal hier rond se woedemeter is al klaar daar by 60%. Dis die baseline, dis waar dit begin, net in die omstandighede waarin hulle moet leef en oorleef. Dan praat hy nou nie eers van al die ander goeders wat addisioneel op dit kom lê nie. En daai goed druk ons af. Maak dit ou nader aan moeg raak. Jy wil nie meer beklei nie, jy gee op. En of hierdie depressie nou letterlik geneties is, endogene depressie, en of dit net 'n swaarmoedigheid is wat op jou gaan lê het, 'n vuisfoosheid. Ek is nou net half klaar. Ek het nie meer lus vir hierdie fight nie. Ek wil tap out en ek wil waai. Daai depressie het 'n manier om 'n ou se lewe donker te kleur. Ek dink hierdie prentjie verduidelik dit baie mooi. Hy kom sit nou net eers so op jou skouer, hè. En dan klim hy op jou kop. En dan sluk hy jou in. En op die ou en dan mag iemand vir jou vra, "Hey, hoe gaan dit?" En jy skree uit onder diep in die donkerheid, "I'm fine." Maar jy weet jy is nie. En die gemors is, depressie het 'n manier om jou te isoleer. Jy het nie die energie en die krag om ander te nooi vir 'n braai, om kos reg te maak, om nice, is makliker om dit nie te doen nie.
Is makliker as iemand vir jou vrou gaan het om net te sê, survive, dankie, as om te verduidelik en dit uit te pak en hierdie donkerte in jou hart in die oë te kyk. En natuurlik die ander ding is, as baie mense vermy depressie mense, want jy sê, ek het nou nie krag vandag vir jou nie. Ek weet, jy gaan my batterye pap trek. Ek sien nie kans vir hierdie gesprek nie, want ek het self maar min energie. En dis 'n hartseer siklus van isolasie. Kans is nou net goed, ek sê hierdie goeters, maar dis die mense wat nie vanaand hier is nie. Want die effort van om hare te doen, terwyl dit load shedding is, dames, in die kar te klim, die koue te trotseer, tussen ander te kom wees, terwyl ek 'n masker moet opsit, is net te veel. Ek dink nog 'n rede vir mense se eensaamheid is verlies. Ons is deur COVID. Kan ek sien, hoeveel van julle sê, ek het iemand naby aan my in die dood afgestaan? Nee, 'n hele klomp van ons. En jy weet waarvan ek praat, né? Ek bedoel, dis nie lekker om, nommer 1, in COVID se omstandighede, daai verlies te moes ly nie. Baie van ons kon nie eers behoorlik afskeid neem nie. Daar mag net 50 mense by die kerk wees nie, besluit wie mag jy bring, wie mag jy nie bring nie, en dan is ons bang, ons steek die ander aan, en ons kan nie eers saam kuier nie. Baie van ons moes daai verlies op ons eie dra. So, en dis seer. En dis soos gate wat geruk is uit ons lewens, wat niemand weer kan vul nie. Is nie Roger Whittaker, is Kenny Rogers, wat hierdie lied sing, You can't make new old friends. Nee, ek bedoel, dis die punt van 'n ou vriend, is 'n ou vriend. Jy kan hulle nie maak en kry om elke hoek en draai nie. Iemand wat jou storie ken, iemand met wie jy klik, iemand wat jou verstaan soos jy is, iemand met wie jy 'n geskiedenis het, om hulle te verloor, jy vul nie weer hulle plek somme nie. En dis 'n gat in 'n ou se lewe. Hoeveel van julle moes sien dat jy 'n familielid het, 'n kind of 'n neef of 'n iemand of 'n broer wat geëmigreer het oor see? Daar's iemand, daar's. Is 'n gat hier uit jou hart uit. Ja, ons Facebook en ja, ons WhatsApp calls, maar jete, dit kan ons nou nie daai kleinkinders op die skoot vervang nie. Dis 'n leemte wat daar is en wat daar bly. Of vriende wat gewoon net semigreer na die Kaap toe en daar gaan vestig. En dit was dalk jou golf buddy. En nou het jy nou nie meer daai golf buddy nie. En nou wat? Nou speel jy self nie eers meer golf nie. Want jy voel soos 'n agtergeblewene. Die res van die wêreld gaan aan en hier sit ek, solo. En dan is daar 'n eensaamheid sonder 'n naam. Ek het nie eintlik eers 'n naam vir hom nie, maar hy's net daar. En die kans is goed dat hy by jou sit, ergens hier binne wegkruip. Dalk is dit daai gevoel dat alles is net tydelik. Niemand is permanent nie. Niemand is altyd saam met jou nie. Jy voel die hele lewe is maar net tydelik aan mekaar gesit. En op die ou end is jy aan jouself oorgelaat. Niemand anders gaan nou kyk na jou en omsien na jou in jou ou dag of wat ook al nie. Niemand anders gaan verstaan nie. Niemand gaan jou regtig ten diepste ken nie. En weet hoe jy dink oor goed en voel oor goeders nie. Dis so 'n gevoel van 'n leemte hier in jou siel. 'n diep onrustigheid dat jy mis uit op iets soveel beter. Iets ontbreek. Daai wens om ten volle geken te word. Ten volle aanvaar te word. Om tuis te kom in 'n vriendskap waar jy regtig net jy kan wees. Is daar ietsie van daai eensaamheid sonder 'n naam wat jy dalk herken diep in jou eie hart?
Hier's wat ek vir jou wil vra. Net daar waar jy sit. Maak 'n bietjie jou oë toe. Daar's 'n baie dun lyn tussen geloof en jou verbeelding, waar jou verbeelding gebeur, jou innerlike wêreld. So my versoek aan jou is, daar waar jy nou sit, span jou verbeelding in en kies jou favourite plek by die see. As jy nou by die see kon wees, waar sou jy kies om te wees? En dan gaan jy soontoe in jou gedagtes. So daar waar jy nou staan by die see, kyk 'n bietjie rondom jou, maak 'n stadige 360 grade draai. Wat sien jy? Die sand, die see, die golfies. Jy sien dalk rotse, jy sien dalk liggies deur ver, dalk 'n lighuis. Jy sien die duine, jy sien die groen. Wat 'n tyd van die dag is dit? Wat is die temperatuur? Waarskynlik warmer as hier. Jy staan kaalvoet op die sand en jy voel die lekker koue sand onder jou voete. Dink 'n bietjie, watter geluide sou jy nou hoor daar by die see, by jou gunsteling plek? Dalk hoor jy die golwe soos hulle inkom. Dalk hoor jy die meeuwe wat kras. Dalk is daar mense wat lag elders ver. Watter emosies ervaar jy terwyl jy hier staan op die strand en uitkyk oor die diep ver see? Voel jy vrede? Want nou kan ons nou so al wegraak in die oomblik. So jy is nou net hier en jy kyk oor die see en jy geniet sommer net die beweging van die golwe. Dalk soek jy 'n skulpie of twee wat vir jou mooi lyk. Jy's net in hierdie oomblik. En terwyl jy nou net die oomblik geniet van hier by die see wees, kom jy agter dat iemand so van skuins agteraf in jou spasie wil inkom nou en hulle kom in jou bubbel in. En jy draai om te kyk wie kom hier aan. En as jy omdraai, dan sien jy, dis Jesus. Hy kom hier oor die sand na jou toe aangestap. Kyk mooi na hom, so mooi dat jy hom dalk later aan iemand sou kan beskryf. Wat 'n klere het hy aan? Lyk sy gesig. Kan jy sy sonbrand sien? Kan jy sy glimlag om sy oë sien? Wat's die emosies wat kom wanneer jy sien Jesus kom hier na jou toe gestap? En dan kom hy tot hier by jou en hy noem jou op jou naam. En hy sê vir jou, ek het gesien jy's hier op die sand, alleen. En ek wil so graag net 'n bietjie saam met jou wees. Kan ek maar 'n bietjie saam met jou stap? En jy sê natuurlik, ja Here, graag. So ek wil jou kans gee om nou 'n end langs hierdie strand af te stap, saam met Jesus. Dalk hak jy so in by hom.
En dan sê jy vir hom van die eensaamheid sonder 'n naam in jou hart. Deel dit met hom. Wanneer voel jy so? Asof niemand jou ken, niemand jou regtig verstaan nie, niemand aan jou kant is nie. Die hele lewe is net tydelik. Deel dit in 'n stil gebed met Jesus. Ek gaan vir jou so 2-3 minute gee om rustig met hom te stap, jou hart uit te pak teenoor hom. Kom ons neem my tyd saam met hom. En Jesus sê vir jou, kom na my toe. Almal wat eensaam is. Want ek wil vir jou 'n diep vriendskap gee. Amen. Sien, ek dink dis hoe die Here ons gemaak het. Met daai diep honger aan die binnekant, wat eintlik net deur hom bevredig kan word. Om die rede, ek glo dis hoekom ons geskep is, vir so intieme vriendskap met Jesus, die koning van die konings. En dis hoekom hy gekom het, om ons aan dit bloot te stel en bekend te stel. Jou beste lewe, jou grootste vreugde, jou diepste liefde, is daar te vind, op geen ander plek nie. Dis waarvoor jy gemaak is. Maar nou, ons is mos nou mense. Ons lewe in hierdie fisiese realiteit, en ons kyk vas in fisiese realiteite, en ons dink, hierdie fisiese realiteite moet daardie die behoefte bevredig. So wanneer hierdie eensaamheid sonder 'n naam kop uitsteek, dan druk ons hom dood met nog meer akademie, of meer sport, of meer werk, of meer tjomme, of meer speelgoed. Maar wat ons nie besef nie is, jy is gemaak, ek en jy is gemaak, liggaam, siel en gees. En jy kan nie 'n geestelike behoefte met liggaamlike antwoorde probeer vervul nie.
Dit gaan nie werk nie. As jy iemand anders probeer kry, 'n ander mens, om daardie eensaamheid in jou siel te vervul en daai plek te vul, niemand is in staat nie. Geen mens kan doen wat eintlik net God veronderstel is om te doen nie. Geen mens kan vir jou soveel liefde, soveel aandag, soveel tyd, soveel toewyding aan jou spandeer om daardie leemte te vul nie. Net God kan. Niemand anders nie. En as jy 'n mens in daai plek probeer inforceer, dan maak jy eintlik van daai mens 'n afgod. Hy moet nou probeer doen wat God veronderstel is om te doen. En dit gaan uitbom, vroeër of later. So, Blaise Pascal is bekend vir die woorde wat hy gesê het. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Geen geskape wese kan daai eensaamheid genees, herstel, vervul, bevredig nie. Kan nie. Net God kan. Maar meer as dit, wanneer God kom in daardie diep binneste plek van jou hart, nie alleen versadig hy die eensaamheid nie, hy skep 'n fontein van vreugde en vrede wat loop en vloei, wat deur niemand en niks doodgedruk kan word nie. Hy bring nuwe lewe. En dit is die lekkerste onder die son. So die teks vir vanaand is Matteus se laaste woorde. Jesus wat sê, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek stap saam met jou elke liewe dag tot jou laaste asem. As ek dit nog anders kan stel, daai Jesus wat jy net nou op die strand ontmoet het, saam met wie jy vir 'n paar ente aan kon stap en jou hart met hom deel. Hy sê, ek gaan nooit weg nie. Ek's altyd beskikbaar. Jy kan enige tyd, dag of nag, maak nie saak waar jy is nie, jou oë toemaak en in jou kop teruggaan na die strand toe. En vir Jesus daar ontmoet. Hy sal daar wees. Jou vriend wag vir jou. Ek is met jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek wil nog een ding sê oor eensaamheid. Moenie te gou by daai eensaamheid sonder 'n naam verbyloop nie. Hy is baie belangrik. As jy 'n joernaal het, 'n notaboek waarin jy bietjie notas hou van jou pad met die Here, jou reis saam met die Here, wil ek jou uitnooi tussen nou en môre aand, iewers in hierdie 24 uur, gaan sit op 'n klip, verkieslik in die natuur, gaan sit op 'n klip, en dan vat jy 'n bietjie joernaal van jou eensaamheid sonder 'n naam. Audit van jou eensaamheid. Skryf dit daarin neer. Dis wat ek sien as ek diep in my hart kyk. Want ek dink die meeste van ons het nog nie dit gedoen nie. Jy was nog nie so eerlik met jouself nie. Jy weet, dit is daar soos 'n knaande ding, maar jy het nie moeite gaan doen nie. Jy het nog nie om gaan verwoord nie, jy het nog nie in woorde om, want as jy hom skryf, dan kan jy hom in die oë kyk. Jy sê, my soul, is dit ek? Is dit wat hier binne in my gees aangaan? Want verstaan dit mooi, daai eensaamheid sonder 'n naam, as jy hom nie hanteer nie, gaan hy die touwtjies van jou hart trek. Jy gaan altyd voel, alleen, verwerp, oorgesien, nie goed genoeg nie. En hy gaan maak, dat jy optree op maniere wat jou seermaak, en mense rondom jou seermaak. Dis dalk die motief
agter jou pornografieverslawing. Dis dalk die motief agter jou lang ure golf speel, veral by die 19de puitjie. Dis dalk die motief agter jou werkholisme. Die baie ure daarin sit, want ten minste hier kan jy geslaagd en suksesvol wees of wat ook al. So kyk hom mooi in die oë. Harold Hill het nogal 'n verskriklike mooi ding gesê. Hy sê, don't stop your sinning until you have learned what it wants to teach you. Want daai gedrag van jou wil vir jou iets sê. Hier's 'n gat in my hart en ek probeer hierdie gat met hierdie pynstiller stil maak of bevredig of ek probeer dit oorwin, maar dit is nou maar my gebrekkige antwoord. So as jy so 'n uitvlug in jou lewe het of so 'n pynstiller het, is die kanse baie goed, onderliggend aan dit, lê hierdie eensaamheid sonder 'n naam. So vat jou joernaal, gaan sit op 'n klip en skryf hom bietjie uit. En dan, as jy hom klaar geskryf het, maak nog een paragraafie. Hoe groot is my behoefte aan 'n vriendskap met God? As ek nou vandag brutaal eerlik met myself moet wees, hoe graag wil ek so 'n verhouding met die Here hê? Wat sal ek gee om in so verband met die Here te staan? 'n diep vriendskap. Vra jouself bietjie daai vraag eerlik in die geselskap van die Here. Want dit vat ons na die gesprek van môre aand toe. Maar kom ons stop eers hier. Here, dis U wat ons gemaak het en nie ons goed gemaak, maar het ons gemaak na U beeld, sodat gees met gees kan verbind, sodat ons met U in hierdie diep vriendskap kan lewe. En enigiets minder as dit is onbevredigend, is maar net godsdiens, is rituele, is praktyke van, ons gaan deur die gewoontes en ons doen nie regtig goed, maar waar is die hart? Waar is die vreugde? Waar is daai diep vervulling van 'n vriendskap met U? Ek weet U smag na dit. En ek weet, Here, ons smag ook na dit. Soos hierdie week aangaan, wil ek U vra, skuif vir ons die gordyn weg. Maak vir ons die venster oop, dat die lig kan inskyn in ons donker. Dat daar 'n nuwe dag kan aanbreek in ons pad saam met U. Ons is opgewonde oor dit. Amen. Ek gaan vir die orkeslede vra om vorentoe te kom vir ons laaste lied. Terwyl hulle dit doen, julle sal nou onthou, Jesus het met sy hemelvaart vir sy disippels gesê, bly, bid en wag, totdat die gawe van my Vader gekom het. Vir 10 dae het daai disippels in daai bofortrek gesit en gewag. En God het gedoen. Hy het geantwoord. So 'n uur is nie baie gevra nie. Dalk lê daai uur na nog 'n paar ure. Maar as jy die Here soek, hy het dit vir ons bewys in die verlede. Hy kom deur. Hy ontmoet jou waar jy is. So spandeer daai tyd met die Here. Gee dit vir hom. Kyk, wat doen hy terug. Kom ons staan. Here at elke aanse
Ons ontvang die seën van ons Here. En voordat ons weggaan, kuier ons hier saam. Dan sien ek julle môre aand. So mag die genade van die Here Jesus, mag die liefde van jou hemelse Vader en mag die gemeenskap van God se Gees altyd met jou wees. Gaan ons die amen sing. Dankie. Kom ons sing.